Woensdag die 29ste April 2026, die winter is op hande, dinge gebeur en dan is daar natuurlik nog steeds die voortsleepende drama krisis wat in die landbou sektor aan die gang is wat betref back and closure. Hartlik goeiemôre vir Friedel van Maltitz, natuurlik die ondervoorsitter van Vrystaat Landbou. Môre Friedel. Hallo Sakkie. Friedel, ek het nou vertel alreeds van hierdie back and close situasie. Ons het baie daaroor gepraat. Nou staan ons aan die einde van April maand. Wat is die stand van die back and close in ons provinsie? Sakkie, die statistieke in die Vrystaat wys die back and close hou aan versprei. Ons staan al omtrent by 400 positiewe gevalle en meer as 300 wat ons wag vir die bloeduitslae wat die veeartse seker is ook positief. So die virus hou aan versprei in die Vrystaat. Ons kry hom nie gebruik nie. En ek wil ook net byvoeg wat in die Vrystaat is een van die min provinsies wat ordentlike statistieke daaroor het, dat ons dit wel kan bepaal en ons neem dan aan dit gebeur reg deur die land ook so, behalwe nou in die Wes-Kaap en in die Noord-Kaap. Is daar rede tot kommer, want jy weet ons trek nou lank met die back and close saam. Is daar enige positiewe rigting? Kan ons sê dat ons besig is om te wen of is dit nog op 'n negatiewe kurwe, Friedel? Sakkie, ons is nog op 'n negatiewe kurwe omdat ons nie genoeg enstof het nie. Ons kan nie die virus stop en begin terugbeklei en ons kudde skoon kry nie en ons kan nie die verspreiding stop nie want daar is net nie enstof beskikbaar nie. Nou, Friedel, ons het hieroor ook al 'n paar keer gepraat en verwys na die verantwoordelikheid van die regering, die minister, die departement van landbou, die minister. En dan verstaan ek daar was nou weer eens 'n vertraging in die hele aksie by die hof. Net so vinnige opsomming, wat het daar afgespeel gister? Sakkie, ja, na die laaste keer in die hof waar die minister gevra het vir uitstel, omdat hy gesê het hulle het 'n artikels 10 skema wat boere gaan toelaat om self te kan ent onder sekere voorwaardes, het die hof daai uitstel toegestaan en hy moes teen laasweek Vrydag sy finale artikel 10 skema gepubliseer het wat hy nie gedoen het nie. En die hofdatum om die saak te argumenteer was gister, maar toe ons gister by die hof is, toe die minister se advokaat ingekom en vir die regter gesê hy het nie ons instruksies ontvang van sy kliënt nie. So dit was maar net weer eens 'n taktiek om hierdie ding net uit te stel. Dit herinner baie aan president Zuma se taktiek in die hof. Die regter het hom 'n uur en 'n half gegee om nog instruksies te kry. Hy het nie instruksies gekry nie en toe het die hof nou uitstel gegee. Die finale artikel 10 dokument moet volgende Dinsdag in die Staatskoerant gepubliseer word en dan die 11de sal die saak dan weer voor die hof dien waar ons kan ons argumente kan bring voor die hof. Want ja, ons het ook nie gevra vir 'n artikel 10 skema nie, dit was die minister se manier om of sy verweer by die hof om basies die situasie te probeer ontwyk. Friedel, ek net op datum kom daar, die hofsaak gaan daaroor om die boere toe te laat om self te ent. Maar as daar nie entstof is nie, wat gaan so 'n bevel of dan vergunning impliseer? Gaan dit hoegenaamd tot waarde wees? Sakkie, ja, die tweede deel van die hofsaak is ook om die privaat sektor toe te laat om entstof in te voer. En ons vra die hof vir 'n bevel dat die staat nie moet inmeng by die invoer van entstof deur die privaat sektor nie en dan ook nie in te meng by boere wat hulle eie diere wil inent nie. Ons sê ook daarso ons sal dit binne die vereistes wat die staat stel ten opsigte van rekordhouding en rapportering sal ons dit doen. So ons vra ook die hof dat die privaat sektor nie geblok word direk of indirek om nog entstof in te voer self nie. So kom ons vat saam, daar's die twee groot faktore. Die boere wil self ent en die boere wil self invoer, as ons dit so eenvoudig kan stel, om hierdie
back and close epidemie, hierdie katastrofe die nek in te slaan. En ek dink dit is eintlik maar waarvoor julle staan. Is ek reg, Friedel? Ja, dis absoluut reg, Sakkie, want ons wag nou, die minister het laas jaar einde November al aangekondig, die hele land gaan nou geënt word en hulle het 'n 10 jaar plan. En nou sit ons al in Mei maand en ons het nog steeds nie die plan nie. So ons kan nie meer vir die staat wag nie en ons sê dit al van Februarie af, Januarie af. Die boere moet dit self kan doen want ons kan nie vertrou op die staat nie en ons kan nie wag vir hulle nie. Nou Friedel, ek dink dan die groot vraag sal wees as geen mens kan onbepaald wag as daar klaarblyklik blaatante vertragings in die proses is nie. Is daar 'n moontlikheid dat die boere hand aan die ploeg gaan slaan en self die enstof bekom en self inent? Is daar sulke risiko's? Ja, Sakkie, ons het klaar gesien in Natal waar die virus nou al 'n krisis is vir langer as seker in die res van die land. En daar het klomp boere en bloot uit absolute nood uit self ingevoer en onwettig ingevoer uit Kenia uit of selfs Botswana en waar ook al, net om hulle eie diere te beskerm. So dit is onwettig, maar 'n ou kan ook nie daai ouens regtig blameer dat hulle alles in hulle vermoë gedoen het om nie net hulle diere nie, maar hulle besighede te beskerm. Ons moet aanvaar, die boere doen wat hulle doen vir oorlewing. Friedel, baie dankie vir die gesels, en baie dankie en waardering vir Vrystaat Landbou se insette tot ons boere. Dankie. Dankie, Sakkie.